Nou, jy het waarskynlik 'n video gesien van Willie Spies. Dit is nou 'n aanleiding van 'n rugby-toeskouer wat dood is nadat hy Saterdag aand na die wedstryd tussen die Springbokke en Skotland vanaf Loftus Versfeld in 'n diep uitgrawing in Linwoodweg beland het. Hy het daar in geval na die voorval wat plaasgevind het te midde van groot skades plaas ernstige vrae oor veiligheidsmaatreëls by langdurige padwerke en moontlike nalatigheid deur die metro. Nou Willie Spies het ek genooi om hier by ons aan te sluit. Willie is die direkteur van Hurter Spies ingelyf en VF+ burgemeesterskandidaat vir die Tshwane Metro en hy het ook aangedui dat hy in sy hoedanigheid as prokureur die familie van die slagoffer gaan bystaan en hy is nou hier by ons in die ateljee. Willie, altyd 'n voorreg om jou hier te verwelkom. Goeiemôre. Môre Susan. Ek dink daar's twee sake waaroor ek met jou wil praat vandag. Ja. Ons gaan eers by die een stil staan en dit is hierdie tragiese geval en ek het nou na jou video gekyk en as jy sien hoe dit daar lyk, is dit glad nie veilig eers om daar naby te gaan nie. Ja. Wat is daardie bewys van nalatigheid wat jy raak gesien het daar? Wel, ek wil begin deur eintlik die hartseer nuus te deel dat ons uiteindelik gisteraand so tussen 9:00 en 10:00 die identiteit vasgestel het van die oorledene. En dit was interessant, dit is weer eens 'n aanduiding dat gemeenskapskrag is besig om die staatsvermoë te oorskadu. Ons weet dat die oorledene het Saterdag aand gaan rugby kyk. Wat ek sedertdien by sy familie uitgevind het, is sy selfoon is gesteel by die rugby. Hy was ongelukkig 2 keer die slagoffer van die totale chaos wat in ons land op die oomblik heers. Sy selfoon is gesteel na die wedstryd, het hy waarskynlik 'n bietjie geïrriteerd teruggestap, waarskynlik na sy kar toe. Hy is afkomstig uit Secunda in die Mpumalanga provinsie. En hoe ons uiteindelik sy identiteit vasgestel het, is sy familie het hom vermis. En hulle het 'n foto van hom geplaas waar hy nog sy ondersteuningsdrag, sy mooi serpie, sy Springbok trui en sy Springbok hoedjie op het en waar hy vir 'n kamera geposeer het kort voordat die wedstryd Saterdagmiddag begin het. Nou ons weet wat die res van die aand gebeur het. Hy was die slagoffer van petty crime, soos hulle nou sê, soos wat 'n selfoondiefstal is, wat eintlik 'n baie groot misdaad is. En waarskynlik 'n bietjie geïrriteerd huis toe na die wedstryd verby is. En toe het hy hier deur Linwoodweg gestap. En almal van ons weet hoe lyk Linwoodweg op die oomblik, die hele blok tussen die Laerskool Pretoria Oos, die Javits Art Centre en die Universiteit van Pretoria is een groot konstruksieterrein. Nou hierdie konstruksieterrein voldoen nie aan die basiese veiligheidsvereistes van 'n konstruksieterrein nie. Jy sal onthou as jy in Europa rondbeweeg of as in enige land wat reëls het, in Suid-Afrika het reëls, dit word net nie uitgevoer nie. En daai reëls is dat so 'n gevaarlike konstruksieterrein moet behoorlik afgebaken word met 'n draadheining of met 'n sinkplaatheining, sodat die publiek nie goedsmoeds hulle self beseer wanneer hulle in 'n gat val of wat ook al gebeur nie. Nou dit was totale chaos gewees Saterdag. Daai totale konstruksieterrein was oop en bloot en die duisende mense wat nie naby Loftus kon parkeer nie omdat al die strate by Loftus deur die metro gesluit is, moes verder af in Linwoodweg en in Brooklyn en daardie areas parkeer en dan moes hulle gestap het. My eie seun woon in Sonop Koshuis daar in Brooklyn. Dit was presies sy situasie en dis hoe ons te hore gekom het van hierdie voorval. Dit was letterlik toe hy terugstap van Loftus af na Sonop Koshuis toe in Brooklyn, wat hulle op hierdie verskriklike tragedie afgekom het van 'n Springbok ondersteuner wat deur dokters wat gelukkig in die omgewing was, op daai stadium mond-tot-mond asemhaling en soos hulle nou in Engels waar hulle hom probeer resusciteer het. Nou die werklikheid is daardie gat in die grond is 3 tot 5 meter diep. Ek was gister daar, ek het 'n videoetjie op die videoetjie wat ons gedeel het op sosiale media wys dit. Dit is 'n diep gat. Daar's klaarblyklik volgens aanvanklike berigte inderhaas na die ongeluk 'n klomp vervlenterde, toyingrige, skadinetagtige afsperrings rondom die uitgrawings opgesit, maar dit was Saterdag aand totaal afwesig. Daardie hele terrein was oop en bloot gewees. En die oorledene
het daar ingeval. Dit was donker nadat die rugby verby is. Hy het daar ingeval, hy het waarskynlik 'n hoofbesering opgedoen uit my seun se weergawe van wat hy gesien het daar, is dit die aanduiding, en hy het ongelukkig beswyk aan sy wonde. Maar soos ek gesê het, en dit is nuus wat ek nou vir die eerste keer met Pretoria FM kan deel, die identiteit van die oorledene is vasgestel. Hy is meneer Hugo van der Berg. Hy is afkomstig van Secunda, en hulle was in Pretoria vir 'n wonderlike rugby naweek, en dit het geëindig in tragedie. Ons het, die familie is nog gebroke. Ek was met hulle in kontak gewees, en hulle beplan om môre deur te ry Pretoria toe om die nodige administrasie by die polisie en by die ander owerhede af te handel. Maar is 'n geweldige tragedie, en ons gedagtes gaan uit na hierdie slagoffer toe, maar op 'n manier vertel hierdie verhaal van Hugo van der Berg die hartseer verhaal van Suid-Afrika vandag. Ons het 'n roekelose regering. Ons het 'n regering wat hulle vriende aanstel om belangrike groot kontrakte uit te voer. Die kontrakteurs kry massiewe uitbetalings, en in plaas van om daardie massiewe uitbetalings te gebruik om 'n kontrak uit te voer soos wat dit volgens behoorlike standaarde uitgevoer word, koop hulle vir hulle Lamborghinis en allerlei luukse goed, en mense se lewens word op die spel geplaas. Dis 'n verskriklike tragedie, en ons het onsself daartoe verbind dat ons dit nie daar sal los nie. Ons sal vasstel wie's die skuldig is. Ek sal wil weet wie is die ingenieur wat aanspreeklik is vir die veiligheid op die terrein. Ek sal seker maak dat ons elkeen van daardie mense persoonlik dagvaar, en seker maak dat hulle tot orde geroep word oor hierdie tragedie wat hulle veroorsaak het. Ek kan bynoem dat Hugo van der Berg was nie die enigste persoon wat daardie aand in daai gat geval het nie. Daar het 3 mense in daai gat geval. 3 toeskouers wat van die rugby af op pad is. Een was gelukkig ongedeerd. Die tweede een het ribbeserings opgedoen. Hugo is ongelukkig oorlede. En baie sal nou sê, Willie, dit is 'n opdraande stryd, want wie vat nou die metro aan? Ja. Wat is die proses nou? Wat gebeur Ek sal die metro aanvat. Ek is geoefen om dit te doen. Ons doen dit vir 16 jaar namens AfriForum. Ons het deur die jare dit opgebou as 'n vermoë, want ons het baie vroeg besef dat ons het 'n roekelose regering. Ons het 'n regering wat altyd staan en grappies maak, altyd staan en lekker lag, altyd staan en champagne en duur whisky drink en Lamborghinis vir hulle self koop, en hulle nie steur aan die veiligheid van die mense oor wie hulle aangestel is nie. En met daardie wete het ons 16 jaar gelede al begin met burgerregte litigasie en seker gemaak dat ons 'n vermoë opbou sodat ons hierdie regering kan aanvat. Ek doen dit vir 16 jaar en ek hoop dat ek dit nog vir 100 jaar kan doen as dit kan. Maar hierdie mense moet tot orde geroep word. Baie dankie dat jy dit met ons deel ook, en dat ons weet wie hierdie persoon is, want ek dink sy naam gaan nog baie lank op lippe van baie mense wees as 'n persoon wat die prys betaal het vir wat jy noem hierdie roekelose regering. Ek wil vir 'n oomblik net ook vra, buite hierdie regsaksie wat jy nou gaan loods ook, watter onmiddellike stappe behoort die metro nou te neem by terreine soos daardie, want ek is seker dit is nie die enigste terrein nie. Die terrein moet beveilig word, dis so eenvoudig soos dit. Daar moet draad gespan word reg rondom die terrein. Veral, wel, dit moes gebeur het, maar daar gaan weer rugbywedstryde wees, en daar is nog steeds, daar studente wat elke dag, volgende week begin die universiteit, daar studente wat elke dag daar loop. Nou, hulle loop meeste van die tyd daarom in die dag, hierdie het in die nag gebeur toe dit donker was, maar die terrein moet beveilig word volgens die doodgewone veiligheidsregulasies. Ons het 'n wet, die sogenaamde Health and Safety Act. Dis 'n baie streng wet, weer eens waarmee die regering so graag privaat ondernemers kom tik oor die vingers wanneer hulle nou allerhande omkoopgeskenkies en goedjies wil kry. Die reëls is daar, maar dit word nie toegepas nie. Dit word nie toegepas wanneer dit die regering se maatjies is wat die kontrakteurs is nie. Hierdie onreg moet stop. En hoe dit gedoen word is baie eenvoudig. Dit word voorgeskryf, 'n behoorlike afkamping van die terreine, behoorlike beveiliging en 'n behoorlike skep van 'n alternatiewe roete sodat voetgangers en voertuie kan beweeg. Op die oomblik is dit chaos in Lynnwoodweg. Dit is chaos as jy van die ooste van die stad af na die middestad of na die westelike dele van die stad toe wil beweeg. En dit is asof die ouens net lag en grappies maak daaroor. Dit is skokkend.
Ons moet aanbeweeg na 'n volgende onderwerp toe. Ons het soveel, Willie, navraag gekry van ons luisteraars. Verlede Vrydag was jy deel van die litigasiespan wat Pretoria FM verteenwoordig het met ICASA, met 'n saak wat ICASA teen ons gemaak het. Kan jy dalk kortliks vandag net vir ons terugvoer gee daaroor? Dit sal baie vinnig wees en die argumente is gevoer en die argumente is baie eenvoudig. Ons is ongelukkig opgeskeep met amptenare by ICASA wat op 'n baie eng manier regulasies vertolk. Ons boodskap was wanneer regulasies vertolk word, moet dit vertolk word deur die bril van die wetgewing wat daardie regulasies moontlik gemaak het en daardie wetgewing moet weer vertolk word deur die bril van die grondwet. Dis hoe 'n konstitusionele demokrasie werk. Die amptenare by ICASA wat Pretoria FM oor die vingers begin tik het oor allerlei vreemde vertolkinge wat hulle aan die regulasies gee, weier om daardie reël te volg. Hulle sê nee, die regulasie sê elkeen van ons senders moet 'n eie naam hê en elkeen van ons senders moet as 'n eie radiostasie geïdentifiseer word. Hulle sê dis nie goed genoeg dat Pretoria FM van een ateljee af hier in Pretoria uitsaai nie. Ons moet letterlik dit wat ons hier in Pretoria het vermenigvuldig met 7 en in elke liewe herleistasie waar daar 'n torentjie is wat 500 of 1000 mense bedien, moet hierdie radio gedupliseer word. Dis weer eens 'n teken van 'n owerheid wat totaal en al voeling verloor het met hoe dinge werk. Hulle wil reëls skep en reëls afforceer wat die ekonomie doodmaak. Hulle skep nie reëls wat die ekonomie laat groei nie. Nou dit was ons argument die hele dag. Hulle het ons letterlik die hele dag besig gehou. Ek is hoopvol dat die verrigtinge het plaasgevind onder die voorsitterskap van 'n bekwame regter, 'n afgetrede regter. En ek is hoopvol dat dit ten goeie sal uitwerk. Ons is versoek om die komitee te voorsien van 'n behoorlike kronologie van die hele geskiedenis, waar ons herleistasies vandaan kom, wanneer ons gelisensieer is, wat die voorwaardes van daai lisensiering was, wat ons kommunikasie met ICASA was in 'n kronologiese volgorde. Ons is ook versoek om behoorlike geskrewe betoogshoofde af te lewer. Ons sal dit doen en dan moet ons wag vir die uitspraak. En wat die uitspraak ook al gaan wees, weet ons nie, maar die stryd duur voort en ons sal nie gaan lê nie. Willie, baie dankie vir jou tyd vanoggend en voorspoed ook met die saak wat jy gaan aanvat met die metro en ons sal weer dit opvolg om te sien hoe dit ook vorder, maar ons sal dit met belangstelling dophou en baie dankie ook vir die moeite wat jy gedoen het met die saak met Pretoria FM, waardeer dit. Is 'n voorreg, Pretoria FM is my hartstasie. Dankie Willie. Mooi dag.